eie storie, Vanaand se storie, is die storie van Wynand. En Wynand het ek al baie mee saam motorfiets gery, hy het baie al saam met my gaan toer, of ek saam met hom, en ons het al die heerlikste uitstappies gehad, en so ongelooflike, positiewe mens, en dit is altyd lekker om in sy geselskap te wees. En so 'n paar jaar gelede, toe ek en vriend Kraai ons motorfiets gevat, hy het daai tyd nog daar in Hamensberg omgewing gebly, en ons het nou vir hom gaan kuier. En dit was dan so 'n lekker kuiertjie daar waar ons gaan koffie drink. En so in die kuierheid het hy ook nou vir ons stories vertel van dinge wat hulle gedoen het in sy jong dae, toe hy nog voorsitter van die klub was, wat hy nog steeds so lid van is. Hy is nou 'n erepresident. En hy vertel toe hy nou nog president was, dat hy altyd 1 keer of 2 keer 'n jaar, dat hy gereeld almal gaan kamp. So dan ry hulle nou na 'n lekker kampeerplek toe, en dan het die groep nog gekamp. En nie hier in luxe hotelle en sulke goed gebly. Nee, jy het jou tent kom opslaan, of jy het jou karavaan gebring, hoewel die ouens was eintlik met 'n motorfiets daarna toe gegaan. So elkeen het nou maar sy tentjie gehad, en het vir homself tuis gemaak, en dan het hulle ook nie uitgegaan en die funksies gaan hou, en die etes nie. Nee, die mense daar, terwyl hulle daar kamp, het hulle daar vir hulle, gebraai, en gedurende in die oggend is miskien nog so breakfastie gemaak, en dan middag het hulle gou 'n worsie gebraai, natuurlik dan nou eentjies gery met die motorfiets, en dan die aand, dan het hulle nou lekker saam gekuier. En die storie kom nou juist van een aand, dat hulle so lekker gekuier by 'n kampeerplek, wat so by 'n dam was. Hy vertel nou kuier hulle nou almal daar, en dis dan lekker klomp mense daar. Ek dink dit was 'n groep van 60 mense wat dit bygewoon het. En so dis 'n jolige besigheid, en ja, as 'n mens moes nou sulke geleentheid, dan is dit nou die glasie, die ysglasie met die voggies daarin, word moes nou vrylik dan ook gebruik. En so is dit moes nou maar so, dat 1 of 2 wat net so enetjie te veel, jy kuier maar lekker, jy kyk na mekaar, so het hy nou mooi omgesien na hulle. Die volgende oggend het almal nou opgepak, en dit is nou na die vorige aand, hulle te veel voggies, en so, jy is ook nie heeltemal lekker nog die oggend vir oppaktyd nie. En die oom het opgepak, en die tannie is toe nou in die badkamer, en die oom het opgepak, terwyl sy daar is, en hy het als netjies gepak, en gelaai op die motorfiets, en toe hy nou klaar gelaai is, toe klim hy op sy motorfiets, hy groet vir almal, en daar gaan hy. En die tannie weet nie, hy het gery nie, hy besef ook nie, die tannie is agterop, en daar gaan hy. Nou probeer hulle om agterna, van sê, die tannie is nog op die motorfiets, maar dit was voor selfvoeding, sulke goed. So, dis nou maar sê, daar gaan hy, en dis ook die tannie toe uit die toilette uitkom, en die badkamer uitkom, en hier sien, sy maar die oom soek weg, sy vang nog so die laaste stukkie van hom, en een ou sê, toe wat tannie, klim gou, ek sal om agterna sit, en dan gaan vang ons om, dan kan jy opklim, en so ry hulle en laai hulle die tannie op die agterste sitplek. Nou ry hulle, maar nou as jy 5 minute agter is, dit vat jou ten minste 10-20 minute om daai 5 minute in te haal op die oppad. En uiteindelik kom ons so nader, maar die oom sit nog lekker, heel rustig op sy motorfiets. Man, hy ry lekker, ek kan steeds ontspanne sê, vertel hom byna, maar daar is niks fout nie. Daar is ook niks wat hy vermoed wat fout is, en so gaan hy, en hy ry nou lekker, en hier kom die jongman wat die tannie met 'n supermotorfiets, hy het 'n toerfiets gehad, nou kom die tannie saam met die jongman op die superfiets, kom daar aangery, en nou kom hulle nader, nou hoed die jongman vir die oom, dat hy nou bewus word, dat hy nou daar is. Nou die oom is toen half geïrriteerd met hierdie motorfiets, wat nou hier afskyns agter hom ry, en die so nader wil kom, en sê, wat gaan met die ou aan, wat is fout met die ou, en hy vererg hom soms so vir die ou, en hy moet vir hom terughoek, maar die ou wil nie ophou nie, en hy kyk so, en hy sien toe, maar hier is nog iets wat hy nie verstaan nie. Hy kyk so, en toe is dit, sê maar, hier sit die jongman en nou met iemand saam met hom, sy motorfiets, en die iemand, weet hy kyk so weg, en hy kyk weer, en hy sien met die iemand, hy het nie 'n fout gemaak, hy het gesien wie dit is, en hy het weer so sy oor so beskeping getrek, en hy kyk so die tannie is toe nog vies vir hom, en sê, wys om my, stop, en dis toe dat hy besef, maar hy het nou nooit die tannie opgelaai nie, en so het hy nou gestop, maar was die tannie blijkbaar vol vies gewees, en hy het toe nou redelijk in die moeilikheid beland by die tannie, maar so is dit dan toe nou op die motorfiets, die jongman toe nou teruggery na die groep toe, en hy toe blijkbaar gesê, want alles was goed, en die tannie veilig by die huis gekom,
Maar daar was toe nie 'n volgende keer wat dit sou gebeur het, en dan net eenvoudig nie toegelaat nie. So kan dinge ook gebeur nie, as 'n mens lekker kuier, as jy saam met lekker mense is, dan gebeur dinge. En hierdie was nou 'n mooi voorbeeld van wat kan gebeur, as jy die vorige aand 'n bietjie lekker gekuier het, en met die voggies, dan kan dit die volgende dag 'n bietjie geheue verlies veroorsaak, so die oom toe die tannie vergeet.